Goeiemiddag, ek wil graag 'n datum by hierdie video sit, 14 Februarie 2026, sodat julle my later kan verwyd. Nou in hierdie video gaan ek praat oor datums, belangrike datums. En ek het 10 minute om dit te doen, kom ons kyk hoe vinnig ek dit kan doen. En ek probeer gewoonlik 2 of 3 getuies kry op bepaalde sake om aan julle te toon dat daar is iets aan die kom of ons moet miskien ag staan op hierdie profesie. Hierdie droom is belangrik. So kom ons val weg met iets wat Brandon Beeks gesê het. Luister mooi wat hy sê want hy gee belangrike datums. I told you 2026 whenever the Lord has been having me pray over. The Lord's like, it's going to be a year like you've never seen before. And at 3 years. Remember what he said? 3 years, 2026, 2027, 2028 will be an acceleration of things that will keep accelerating and accelerating and accelerating to what? The next Shemitah cycle. 2026 gaan in die boerevolk se geskiedenis afgaan, maar ook wêreldwyd. As 'n jaar wat ons nooit gaan vergeet nie tot in die verre toekoms. Ek praat nou 800 jaar in die toekoms in. Nou, ek wil vir jou gou wys, in Daniël 12 staan die volgende: in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Baie mense dink dit het te doen met 'n wederkoms, dit het nie te doen met 'n wederkoms nie. Reg. Maar, daar kom groot benoudheid oor die aarde, en spesifiek oor Suid-Afrika, oor die boerevolk. Nou hierdie, wat hy hierso sê, hy praat daar's 3 jaar, 2026, 2027, 2028. Hy's reg. Ek is bly, hy het dit so pertinent uitgesit. Hy het ingesit. Ek het 'n tweede getuie daarvoor gekry. 'n Kontak het aan my toe gekom, en sy droom op 25 Desember 2025 die volgende. Sy sit by haar eetkamertafel by Kerslig en lees Jesaja 23. Langs my staan 'n pontjie ink, en ek skryf met 'n pouveer want daar is nie penne nie. Nou dit is baie belangrik. Langs my lê papier waarop ek notas skryf soos ek Bybelstudies doen. My kers waai dood, maar ek voel geen wind nie. Die kers waai dood beteken die lig wat ons al jare gehad het, die lig van die evangelie word doodgedruk. Dit raak duister oor die aarde. Dis die groot verdrukking. Ek soek na die vuurhoutjies, maar stamp die inkpot om. Nou die inkpot is baie belangrik, want met die inkpot word gemerk. So God merk in Esegiel 9 met die inkpot. Gaan lees maar daar. Toe ek uiteindelik die kers aankry, sien ek 'n kalender voor my op die tafel. So, die boerevolk steek weer die lig van die evangelie aan. En sy sien 'n kalender op die tafel. Nou moet jy mooi luister hoe lyk hierdie kalender. Daar is nie 'n jaartal op nie, dit is 'n vreemde kalender. Dit het 3 Januaries, 3 Februaries, 3 van elke maand, maar net 2 Desembers. Op my papier wat langs my lê is 'n wêreldkaart geteken. En dan begin sy nou sien wat spesifiek, sy sien hom uur vir uur, waar uur dan 'n jaar is. Maar ek wil terugkom en vir jou iets verduidelik. So sy sien 3 Januaries, dis 3 jaar, 3 Februaries, 3 Maarts, sy sien elke keer 3 jaar, maar sy sien nie 3 Desembers nie. So sy sien 26, 26, 2027 en 2028 tot en met November maand. En weer eens, dit het niks te doen met 'n wegraping nie, en nog minder met te doen met 'n wederkoms. Hierdie het te doen met die herstel van Israel. En ek praat glad nie van die klomp Jode daarboor nie. Nou, hierdie is baie belangrik. Nou, in haar droom sien sy die muuroorlosie wat al maande lank nie meer werk nie, staan op 1 uur. Nou, dit beteken die tyd begin nou tel. God het vir ons 'n aftelling gegee. Ek kyk af na die kaart, dit lyk asof die aarde bewe, maar meer na die noordooste, soos 'n aardbewing, ja. Ek sien 'n helikopter wat val, baie vliegtuie val uit die lug uit, gaan kyk 'n bietjie die movie, van, wat is daai man, Nicolas Cage, Knowing, baie belangrik. Sy sien koerante, maar daar's nie nuus in nie. Die nuus gaan baie beperk word, ons gaan sukkel om nuus te kry, krag gaan 'n probleem raak, elektronika, al daai dinge is 'n probleem. Daar is 'n baie digte rook oor Europa, sê sy. Daar is 'n rooi gloed onder die rook. Dit het alles te doen met hierdie vulkane wat begin uitbars het in Italië en omstreke. So jy sien onthou hy steek stiere aan die brand. Daar waar daai goed val, steek hy die stiere aan die brand. Die wind waai ook oor die hele noordelike halfrond.
Sy kyk weer na die kalender, nou is nou 2 uur. So dit is in hierdie eerste jaar sien sy hierdie gebeurtenis, 2026. Onthou 2026 begin volgens God op 21, in hierdie jaar op 20 Maart. Dit gaan oor die dag en nag ewening. Ek kyk na die kaart, hierdie keer sien ek net Afrika. Bo die ewenaar is dit donker, amper of daar nie krag is nie. En dan sien ek vure wat uitbreek, nie bome of iets wat brand nie. Van die Kaapse kant sien ek rooi skorpioene, swart mure en bruin sprinkane wat loop na die suide, maar meer in die rigting van Gauteng. Dis vreemde troepe wat inkom. Ons het te doen met VN-troepe, buitelandse troepe wat inkom om te probeer om wet en orde te handhaaf. Ek sien bruin skoene wat stof maak en almal se punte wys na dieselfde rigting. Dis die boerevolk. Die boerevolk begin eensgesind raak. Ek kyk weer na die kalenders, niks het verander nie. Ek kyk terug na die kaart. Ek sien doringdraad lê oor die hele kaart, die hele wêreld en geraamtes hang aan die doringdraad so ver as wat die oog kan sien. So daar's oorlog. Doringdraad is troepe. Dan sien ek ook dat dit brand van die ooste van die land, maar in Gauteng lyk dit soos Johannesburg brand dit reeds. Maar daar's gate in die grond. Ons gaan groot gate sien inval in die grond. Alles te doen met die Skeurvallei. Ek het al hieroor gepraat. Sy sê dit lyk vir haar asof bomme daar geval het. Nou ek weet, ons gaan bomme kry wat definitief val in Suider-Afrika. Ons gaan dit sien. Ons gaan hier die derde wêreldoorlog sien. In die Kaap is dit swart gebrand, asof dit reeds gebrand het. En ek dink dit verwys na Koeberg. Ek kyk na die oorlosie, dis 3 uur. Sy sê op die kalender is daar 'n kompas, maar sy wysers hou aan met draai, asof hy nie noord kan kry nie. En dit het alles te doen met komende pole shift, met die kragte wat van buite op die aarde inwerk. Onthou, ons het baie gepraat oor die planeet wat kom om die aarde te verwoes. Weereens is nie 'n wederkoms nie, is ook nie 'n wegraping nie. Sy sê die wêreldkaart verander, dit lyk vreemd. Sy sê dit lyk soos wat sy dit nog nooit gesien het nie. Baie meer water, minder land. Dit het te doen met 'n pole shift. So dit vat 'n hele rukkie voordat die nuwe pole weer begin ys en die kusvlaktes begin droog raak. Sy sê maar dit wat oor is van Afrika is grasgroen, dis nou hierdie suidelike Afrika. En dan in die hoekie van die kaart, bo in die hoekie van hierdie wêreldkaart, links lê daar, nee regs bo in die hoek is daar 'n opgekrulde slang. Nou wat sy hier sien is kortliks wat in 2026, 2027, 2028 vir ons voorlê. Reg. En hierdie 3 jaar is uiters belangrik. En dit het te doen met 'n droom wat ek gehad het, waar God vir my die getal 30 Maart het vir my gewys, 30 Maart en die woordjie Sigma. En ek het dit geïnterpreteer dat dit, ek het eers gedink is 2025, maar ek dink dit is 2026. God het my nie 'n jaar gegee nie. Maar dis baie belangrik, want Sigma is die kulminasie, dit is die som van al die profetiese getalle in die Bybel, kom tot op 'n einde op 30 Maart 2026. En dan gaan ons hierdie laaste fase in van Openbaring, naamlik die rooi perd, wat eintlik al reeds begin ry het, en die swart perd, en die vaalperd, wat eintlik 'n groen perd is, en die seels. Ons is baie sterk op pad soontoe, en miljoene mense gaan hulle lewens verloor. Maar dit wat Brandon Biggs hier sal sê, is baie belangrik. Hy praat van die 3 jaar en hy praat van 'n Shemitah. Dit wil sê dis die einde van 'n 7 jaar tydperk. Hy's korrek. Ek gaan nou vir julle die bietjie die datums gee soos wat ek hom uitgewerk het. Maar ek wil vir julle verduidelik, hierdie 3 jaar is in jou Bybel. Jesaja 20 praat hy van 20 vers 3. Sê hy, soos my knegt Jesaja naak en kaalvoet geloop het 3 jaar lank, as teken en sinnebeeld met betrekking tot Egipte en kus. So hy praat van 'n groot verwoesting. Egipte is Afrika, kus is Afrika. Is die Kusiete. Egipte is Afrika. Jesaja 16 vers 14, en nou spreek die Here en sê, binne 3 jaar soos die jare van 'n dagloner, sal die heerlikheid van Moab veragtelik gemaak word saam met die hele groot menigte, en die oorblyfsel sal min, gering en onmagtig wees. Die Moabiete is die Saudis, Qatar, die Arab Emirate States, dit is die Moabiete. So hy praat weer van 'n 3 jaar tydperk. En in Jesaja 7 en Jesaja 8 praat hy van die seentjie wat gebore sal word. En baie mense interpreteer dit as Jesus Christus. Nou hierdie versie Jesaja 7 vers 14 is Jesus, want Jesus bring die nuwe verbond. Maar die nuwe verbond is nog nie volledig ingestel nie. Onthou, Jesus is die waarborg van die nuwe verbond. So, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dis korrek. Die nuwe verbond is ingestel. Sonder 'n nuwe verbond is daar geen herstel van Israel nie. Waar Israel, die blanke westerse nasies is,
net 'n oorblyfsel sal gered word, 'n handjie vol sal oorleef. As hy dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is verlate wees. En een van hierdie lande het te doen met Sirië en Damaskus, maar het ook te doen met die Joodse staat. En die seentjie wat hy hiervan praat, is die seentjie wat alles te doen het met die inwerkingstelling van die nuwe verbond. En ek kon nooit uitfigure, hierdie seentjie, hoe oud moet hy wees? Is hy 'n jaar oud? Is hy 2 jaar oud? Seentjies verskil. Nou, hierdie seentjie het te doen met 'n 3 jaar tydperk. 2026, 2027 en 2028. En dan wil ek nou net gou met julle verduidelik hoe werk die getalle. Brandon Biggs praat van 'n Shemitah in 2028. Hy's reg, maar daar's ook 'n Shemitah in 2027. En dit help nie kyk na die Jode se getalle en hulle getalle is verkeerd. So, in 2007 het Vader vir my gesê, die aarde is 4444 jaar oud na die vloed. So, baie belangrik. In 2013, wat 'n uiters belangrike merker was in die skrif, was dit 4450 jaar na die vloed. Baie belangrik. En as jy hom nou gaan uitwerk, dan kom jy agter 2027 is 4464 jaar na die vloed. En as jy daai getal het, en jy sit dit by jou getal van voor die vloed, dan is 2028 6121 jaar na Adam. Wat natuurlik beteken, jy's baie ver van die 7000ste jaar af, jy's baie ver van Armageddon af, en jy's baie ver van 'n 1000-jarige vrederyk af. Hoekom? Want die herstel van Israel moet nou begin. Naamlik, die verwoesting van die blanke nasies wêreldwyd, en daar bly een blanke land oor, naamlik hier in Suid-Afrika. Vader sal hier skoonmaak, sodat daar net blankes hier gaan oorbly, die handjie vol wat hy uitgekies het. Nou ja, so die 2027 is 'n 7 jaar eindtydperk, is 'n Shemitah, as jy tel van die vloed af. In 2028 is 'n Shemitah, 'n 7 jaar tydperk wat eindig as jy tel vanaf Adam. En interessant, 2026 is 3670 jaar nadat die volk uitgelei is uit Egipte. So dis ook 'n 70 jaar tydperk, is ook 'n 7 jaar tydperk. So, dis baie interessant, dat 2026, hang af van waar af jy tel, kry jy dan nou hierdie 7 jaar tydperk, 2027, 2028. Nou, 2028 is 'n nuwe begin. So, daar kom 'n totale verandering oor die aarde, soos wat ons glad nie kan dink nie, en ons kerke ons nie voorberei nie. En hy is reg, die volgende 3 jaar is dan hierdie tydperk van verdrukking waarvan die skrif praat, die implementering van 'n beast-system, die derde wêreldoorlog, die revolusie in Suid-Afrika, die volk wat vlug Noord-Kaap toe. Al hierdie dinge gaan ons sien in die volgende 3 jaar, al in hierdie jaar, en dan sal dit nou eskaleer. So al glo jy nie in getalle nie, dis reg, maar die tekens daar buite is baie duidelik, dat die Amerikaanse dollar gaan val, dat daar 'n groot Midde-Oosterse oorlog kom, dat dit 'n effek gaan hê op die wêreldekonomie, veral in Suid-Afrika. Die middelklas in Suid-Afrika gaan hulle heeltemal van ontslaa raak, jy gaan alles verloor. Prep asseblief volk, raak deel van die Suidlander onttrekkingsplan, begin verstaan, dat Vader ons wil bymekaar maak, die boerevolk in die Noord-Kaap, daar sal hy met ons werk, daar sal hy met ons handel, hy sal ons daar in die woestyn ontmoet, en daar sal hy ons, hy sal ons daar uitred, hy sê dit in Micha 4. Hierdie eerste jaar, 2026, want hy begin op 21, hierdie jaar op 20 Maart, dit is uiters belangrik, hy eindig nou eers volgende jaar, hier by 2021 Maart, gaan 'n moeilike jaar wees, 'n jaar waar ons heel moontlik 'n ander regering gaan sien, 'n bloedige revolusie gaan sien, maar ons situasie in Suid-Afrika sal begin draai na die eerste jaar, sal daar 'n draai kom. Nie noodwendig 'n totale verbetering, en nou is ons moeilikheid oor nie, maar daar sal 'n verandering kom, en Vader sal ingryp,
want die herstel van Israel moet in Suid-Afrika plaasvind volgens Sefanja 3. Nou ja, ek is nie hier om jou te oortuig nie, ek is hier om jou in te lig. Dit is jou saak wat jy met die inligting doen.